are here this morning. Yes, Lord. Thank you, Father, that you sent your Son so that we might not perish, Yes, Lord. but that we, hallelujah, who believes this morning will receive eternal life. Yes, Lord. Thank you for your blood that was shed on In the name Calvary. of Jesus. Thank you, Lord, that you came. Yes, Lord. Thank you, Lord, for your word this In morning. the name of Jesus. I give you all the honor and all the glory. Yes, Lord. I praise your holy name, Father. For there's no other name, hallelujah. You are the only living God, hallelujah. Thank you, Father, for who you are. Bless us, Father. Bless us, Father. Bless us, Father. Bless us, Jesus. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Amen. Greetings, beloveds. You may take your seats. In the wonderful and matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you for that. Amen. I thank the Lord this morning for saving, for paying the price that I would never have been able to pay. Yes, Lord. I thank the Lord for choosing me to Hallelujah. serve Him. We are not here by accident. No. God has chosen each and every one of us as we are sitting here this Yes, morning. Lord. The Bible says He even put His mark, Fiona, on you. Amen. And no matter what the enemy tries to do, because God has marked you as His child, as you belong to Jesus. And that will be my encouragement this morning to the church of God. And before that, I love to sing the song that I love of the man of God who God called home at the age of 91. She was famous. Amen. Amen. There were so many others that He might have chosen to follow Him. Others with learning and greater distinctions to follow Him. Men with authority and forceful abilities to know how to speak and be heard. But I don't know exactly why I'm here today. But today I follow the Lord. I empty myself of my whole life completely, with no thought that this could be wrong. And as long as I follow the steps of the Master,
Amen. Amen. Amen, brother Hero. He chose you, lovely brothers. Yes, Lord. He chose you and He chose me. En ons is vanmorgen bevoorrecht. En die God wat die hemel, die aarde, die volheid daaraan geskapen heeft vir ek en die sien. Waarom? Hy is geen aannemer van geen mens. Hy het ons allemaal lief. Hy Bybel sê toe ons nog sondaars was. Oh, yes. Toe ons niks wil gedoen gehad het met hierdie Jesus, het hy ons al reeds lief gehad. And that's why He chose us. Ons gaan ons skrif lees in punt vanmorgen. Baie lief in die gedeelte van die woord van die Here in Efesiërs 1. Waar Paulus die mense van Efesiërs of Efese bemoedig wat tot bekering gekom het. Wat die Here Jesus aangeneem het as persoonlike zaligmaker. En dit is my bemoediging vanmorgen vir die kerk van God. Amen. En as die tyd het, gaan lees Efesiërs die hele hoofstukke tot die einde. En jy sal sien waarom Paulus hierdie geskryf het. En ek lees vanaf vers 4. So het hy, dis nou Jesus, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Vers 6 of 5. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Christus, Jesus Christus, sy kinders te wees. Daarom ons God prys vir sy groot genade, wat hy in sy geliefde Seun vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy Seun is ons verlos. Halleluja. En ons oortredinge vergewe. Kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Het kragtens sy besluit en voorneme, hoor, dis sy besluit. Amen. Amen. En sy voorneme. Amen. Die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak. En dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Deur Christus het ons ook deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. Halleluja. Amen. God gee die Here aan die klap, halleluja. Amen. As ons lees waarvoor hy ons gered het, waarvoor hy gesterwe het, dan kan ons om 'n beter hande klap gee. Amen. Die Here is werk die kinders van die Here om gedien te word. Hy is werk vanmôre om geken te word. Hy is werk vanmôre om geëer te word. Amen.
lofuitinge aan om te besing vanmôre, want daar is net een God wat vir ons so liefhet. Pastoor het nog 'n paar weke gelede bedien. Wat is die mens, ek en u, dat God aan ek en u sou dink? Amen. Amen. En vanmôre kinders van die Here is ek dankbaar dat die Here vir my ook raak gesien het. Net soos hy vir u raak gesien het. Ek weet jy is nie dankbaar nie. Amen. Amen. Yes, Lord. En vanmôre eer ek die Here wat hy vir my kom doen het. 'n helverdiende sondaar, 'n hoogmoedige sondaar, gered uit genade vir jou na. As ek my getuie vir iemand gee, dan sal jy dit nie glo nie. Jare het ek in die kerk behoort. Ek was alles deel van die kerk. Tot die sondagskool, die noem maar op in die jeugd, die Methodist kerk. Maar ek het nie vir Jesus geken. Amen. Ek het my pastoor, my dominee geken. Maar ek het nie vir Jesus geken. Oh, maar op 'n mooi dag sal ek nooit vergeet nie. Was de klein nog haar en hy gebouwtjie waar en dit was 'n swart skool aan woonstel in ons klaskamer. Het 'n campaign gehad en pastor Lucas Sinclair bedien daar. En my man vra my wil jy nie saam gaan. Ek sê vir man ek gaan nie saam. Kan jy moet keer jy ken nie die Here nie. Ek is al jare in die kerk. Jy het nog nooit kerk geloop nie, gaan jy maar. Maar ek weet iets in my binneste besluit ek gaan kyk. Waarom kom die man elke keer so laat in die kerk? Dan wil ek nie met hier op, maar as ek gaan terug, maar ek keer dat ek sê amen. Kibaars, die Here doen 'n mooi werk. En daardie aan sê die prediker, wie is die Goliat in jou lewe? Heel skrik. En terwyl hy so bedien, sien ek die Goliat in my lewe. Dit was die kind wat ek in die wêreld gebring het met krepe en voete vir Jona. Wat op daardie oomblik by die huis was en ek kon loop nie, ou die. En die prediker het eenvoudig gesê, kom voordat jy gebed nodig het. Ek weet nie dat daar voorgekom, ek kan nie wil sê nie. Maar toe gaan voorstaan sê ek vir hom, ek kom bekeer. Ek wil net die ander klap kerk van julle. Ek wil net jy moet bid vir my kind. En hy vra wat bekeer en ek lê vir hom die storie. Hy is gebore met 2 klap. En die dokters het gesê as hy sou loop, so die kante van sy voet loop. En hy vra vir my glo jy. Ek sê hoor ek gaan mos nie jy gaan bid jy moet glo. En jy weet wat ek sê. Maar die man van God begin bid. En ons is maar ek sê nie die man wat ek gevra het gebid word. En na dieselfde week, die Here is die Here. Kom ek van my werksplek af. Weet jy wat julle ons al jare was, ons middagskool en oggendskool. En ek is hier op Regenparkskool. En ek is moeg. En my swaar bly by my man se broer. En terwyl ek die hek wil opmaak, skeel hy my waar ek bly. Ek hier in die straat hier op. En dan so 'n kanie gebly, sy het 'n groot kanie gebly. Amen. Net ek het plan van ons lewe. Amen. Amen. Maar ek kan nie bly vandag in 'n dubbel verdieping huis. Amen. Dit is die Here. Halleluja. En my swaar sê my wag nie. Ek sê kom kyk maar ek is hier. Hy sê staan nie vir 'n oomblik nie. Loop aan die hekke waar daar so 'n pypie wat rooi gepolish het na die agter na die huis toe. Waar ek moet omgaan. En hier kom hy met my seentjie en sê aan. Jaren, so 'n paar maande.
En hy los sy hand en die kind kom na my toe aan. Die waardes, die was aan die weet. Ek het geweet wat ek skree nie. Wat moet ek doen? Maar al wat ek geweet het, dit is nie hier. En die gebed by die man van God gedoen. Want my man het geglo, sy kind se voete gaan nie geopereer word. Die Here gaan sy kind se voete aanraak. En hy word die onder 19 tenniskampioen van die Transvaal. Met daai selfde. En bovenal word hy 'n prokureur. En is vandag gesê onderwyser. En ek dank die Here. God weet waarom hy jou gekies het. Hy het jou op jou naam geroep. Want jy is sy. Hy sê toe jy nog in jou moeder skoot was, het ek jou al reeds geken. Het jou naam geken. Jou maat nog geweet jou naam gaan vir jou naam wees. Maar die God wat ons dien, hy het al reeds ons naam gegee. Ons is uitverkies. Die Bybel sê ons is die uitverkorenes. Hy sê voor die grondlegging as die geluister het wat ons oppas gewees het. Voor die aarde nog tot in stand gekom het die Here jou al reeds gekies. Daarom kan jy begin gesê, het jou gemerk. Amen. En het jou net gekies om te sit in 'n kerk se bank nie. Nee. He called you for a purpose. Amen. Hy het jou geroep vir 'n doel. Amen. En as jy nog nie weet waaroor die Here jy geroep het nie, laat hy vir jou antwoord. En jy sal die antwoord ontvang. Ek sit en ek dink, wat kan 'n voorbeeld kan ek gebruik as ek verkies? En ek dink aan 'n rugbyspan. Ons het ons springbokke nie. Nou al die manne wat daar speel, hulle was nie daai wat gegryp en gesê kom speel vir Suid-Afrika nie. Hulle was uitverkies. Hulle moes hulle self bewys. En dit is dieselfde in die huis van die Here. Ons moet onsself kan bewys in die huis van die Here. Maak nie saak wat dit is vanmôre. Jy hoef nie vanmôre 'n koortjieleier te wees. Jy hoef nie vanmôre die worship te lei nie. Jy hoef nie vanmôre enigstens 'n belangrike ding te wees. Maar jy moet jou beste vir die Here gee. Amen. En dit is nie net in die kerk waar ons moet bewys nie, die waar is. Daar by ons werkplek. Daar by ons huis, en veral in ons huis, waar ons kinders ons lewe kyk. Amen. Hoor jy die kinders? Hulle kom nie vir jou. Hulle doen wat ma doen, en hulle doen wat pa doen. Ons is vir hulle ons die leermeesters. So ons moet onsself kan bewys. Daai springbokspeler, hy moet sy beste uithaal, man. Hoor jy, as hulle daar sit en besluit vir wie gaan hulle kies, dan moet hy wys en uithaal, soos hulle sê, jy weet het. Amen. Hy moet bewys, hy moet alles insit. Hy moet die beste doen. En om die beste te doen, moet hy alles insit. Hy moet sy kragte insit. En dit werk dieselfde. Maar God wil ek en u uitverkies. Amen. Ek het altyd aan Abraham, wat hy heiden was pastore. Maar die dag toe die Here hom kies, hoor hy toe word Abraham die vader van vele nasies. Dit is wat die Here doen. Maak nie saak hoe vanmôre jy voel, ek kan dit doen, kan doen. Ek sal nie daar kan staan was as die een staan. Ek het dieselfde aan die dag gekoop. En dan lag as ek vir hulle sê, destijds was dit bepaald, as ons in die huis van die Here is, en is getuiend, en dan kneep op die kind, want ek het altyd 'n baantjie sê, ek het 6 kinders die baantjie sê. Ek kneep op die baantjie, en ek het met die eiland, en moet nie daar vloog, getuiend. Maar ek het
weet wat die Here vir my lewe beplan het. Amen. Amen. En wat ek vanmôre hier staan, is nie my eie nie. Wat is genade. Yes, Lord. Amen. Amen. Ek lees nou die dag die boek van Billy Graham, pastor. Hy sê, ja, gewonder waarom die Here jou so lank spaar. Want hy is nog nie klaar met jou. Hy het nog werk vir jou om te doen. En daarom is ek vanmôre dankbaar dat ek vanoggend nog sy woord kan bedien. Dat ek vanmôre nog kan praat met die huis van God. Amen. Amen. Sodat u nie vergeet, you are chosen. Amen. En hy het jy gekies, want jy spesiaal Suster Maria in die oë van God. Maak jy saam wat die wêreld daar buite van u dink nie, en van u sê nie, en van u praat nie. Ja, wat die mense praat hoor. God het jou gekies. Jy is spesiaal geworden. Hy het jou gekies, want hy het jou geken, nog voor die grondlegging van die aarde. Die tweede ding wat my uitstaan in die dienst gesê word van die Here. Ons is verlos van koffie. Ons is verlos. Die Here verlos jou. Wanneer jy hom vra verlossing jou. Halleluja. Amen. Hy verlos jou van dit wat jou nog vashou. Yes. Hy maak jou vry. Pray. Hy breek ysterkettinge. Yes. Ystergrendels kap hy stukkend Jesus. wat jou wil vashou. Yes, Lord. En weet jy wat hou ons vas, soos ons suster gesê het? Die vlees. Die vlees hou ons vas. Maar jy sien, ek is lief om hierdie storie te vertel. 'n Indian seentjie en sy pa, daai jare die ons Indian chiefs doen. Opa altyd. En sy kleinkind. En altyd gesels. Eendag sê die pa vir hom, wie in jou binneste, is daar twee wolwe, 'n swart wolf en 'n wit wolf. En hulle twee is gedurig aan die geveg. Vlees en die vlees. En die seentjie kyk so op na sy oupa, hy sê, oupa, wie wen? Was het nog net as op na wenner is. En die oupa sê, die ene wat jy voel. Die ene wat jy voel. As jy daai koffie drink voel, gaan jy nooit verlos word. En ons sê dankie vir my suster, wat die stem gehoor het wat gesê het, hou op. Ek hoop nie vanoggend gehoor, hou op. Met dit wat jy verlos van word. Ek weet wat het is. Pastoor weet, maar Jesus weet vir my. Amen. En jy weet vanmôre wat het is wat jy verlos moet word. Ons is vrygekoop. So weet jy kom nie nog vashou. Hy het 'n diep prys betaal Yes, Lord. op die kruis van Golgotha. Hy het ons vry kom koop. Yes, Lord. Ons was so slawe op die slawemark. Amen. Die vyand was ook daar. Hy het ook gebied op jou lewe. Maar Jesus se bloed, halleluja, kom koop ons vry. Hy maak ons vry. Die bloed van Jesus het ons vry gekoop. En ons hoef nie vanmôre gebukken te gaan oor dit wat ons op vashou. En jy weet, ek lees in die Ou Testament, wanneer hulle gekom het om te offer, pastoor, dan moes dit 'n dier was wat geen gebrek het. Ja. Amen. Ja. Die beste. And God sent His Son. Hallelujah. Amen. God sent His only Son. Hy stuur vir ons die beste om die
eerste betrek. First, yes. Iemand het nou die dag gesê, hey, weet hoeveel van ons so die offers en daar die tyd kon bekostig het. Want toen zit het hij was ook recht. Maar vandaag se dag is die lewe nie meer soos het was. Misschien zou je niet zo'n tijd kon bekostig. Maar nou is het teruggekomen. Zonder geld, jongen. Jesus. Halleluja. Glory. Jullie sieren van God, Jesus. Wat zijn bloed verzonnen. Hij heeft ons losgemaakt. Die derde ding is ons verkeerde. Dat was baie mee. As ek vir die jongen begin sê, dan sê ek, Heere, hy sê, met ons is vergewe. Amen. En moet nie laat die vijand jou elke keer kom sê, oh, oukie. Sê, from Jesus het my vergewe. Halleluja. Hy sê, hy verwyder dit so ver soos die ooste van die weste. En hy dink ook hier. As die vijand wat ons so loon dan Remind, yes. en ons remind. En hulle daar buiten, die hou jou by die moeders. Ja. Jy vergeet wat jy aan die dag gedoen. Hoe nie hulle saam toe is in een kamp nie, en jy wil van die Here praat, dan wil hulle jou remind wat jy was. Maar Jesus vergewe. Amen. Amen. Luister wat sê, ons het deel geword van sy hand. Ons weet dat die Israeliete was ons uitverkore volk. En ek weet nie, is het waar nie, maar iemand sê nou dat die 100 wat is dit? 444 sê die Bijbel in Revelation. As hulle wat die Here gaan kom haal. En iemand sê, dit is net die kinders van Israel. Maar kom ek lees vir die wat sê Romeine. Kom ons gaan gou na Romeine hoofstuk 11. En ek lees vir u vers 5 en 6. Dit is toe die profeet het doodgemaak was, nie? Toe daar net 7.000 manne dat dood bly, wat nie verbaal aan verkeerd nie. Net soos dit ook vandag, daar is 'n oorblyfsel wat uit genade deur God uitverkies is. En as dit uit genade is, dan is dit nie uit verdienste nie. Anders sou die genade nie meer genade wees. Amen. 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 Hy het ons deel kom maak van sy volk. When the trumpet of the Lord shall sound, Maria, and time shall be no more. Lord, let us be counted in that number. Amen. Amen. Want dit is sy belofte geworden. Hy sê in Engels, a remnant. Nee, pastor. Is het ons in Engels, pastor? Ja, Engels Bijbel. Yes, Lord, this is the... Let us fight. Ja. Even so, at this present time also, there is a remnant according to the election of grace. And if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of work, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Halleluja. Amen. Onze werken nie dierbaar is. Yes, Lord. Is genade. Amen.
'n remnant is maar 'n stukkie van 'n lap net. Ons gaan hy stukkie wees. Jesus. Amen. Glory. Het ons deel gemaak daarvan. Deel van sy volk. Die vierde en die laaste wat ek wil noem is, ons is sy eiendom. Halleluja. Amen. Ons is sy eiendom. My God. Ons behoort aan die Here. Halleluja. Yes, Father. Hy sê ons is beseël. As jy mooi gelees het wat ek gelees het in Efesiërs 1. Ons is beseël. Nou 'n koning is al mense wat 'n seël het. Nee, maar so. Net die koning het 'n seël. En daardie seël kan net deur die koning gebruik word. En daardie seël beteken niks en niemand kan oor dit gaan. Of verby dit gaan. And the king has decreed and declared. So God has decreed and declared that we belong to him. Hallelujah. Amen. Ons behoort aan die Here. Amen. Glory. As u vanmôre nog onseker is, skep moed vanmôre die Here. Halleluja. Ons is gemerk met die seël van die Here. Dan gaan 'n tyd kom, sê die woord van die Here in Openbaring, wanneer die anti-kris ook 'n seël gaan bereik. Die duiwel mos alles doen wat die Here doen. Amen. Maar onthou, daardie seël gaan jou in die ewige hel laat beland. Daardie seël van die anti-kris is die seël wat vir God gaan sê, that you deny him. Ja. No. Dit is al reeds beseël. Ek mag miskien nie hier is wanneer dit gebeur nie. Maar onthou vanmôre wat Suster Ann sê, jy dra al reeds die seël. Hallelujah. That God has decreed and declared that you are his child. Ek wil lees net gou Efesiërs 2 en sluit dit af. Efesiërs 2 vers 3, vers 4. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Die wêreld dink hulle lewe, maar eintlik is hulle dood. Want wie nie die Here ken nie is dood, maar hy wat Christus het is lewend gemaak. Halleluja! Deur die Seun Jesus Christus. Uit genade, die vers wat ek vanmôre met u verlaat, is julle gered. Is ek gered. Is ons gered. Amen. Uit genade. Ek sê altyd hier, ek my eie uit, so ek nooit die Here ontmoet. So ek nooit na die Here gekom het, maar sy genade het my gered. En my gedra tot op hierdie ouderdom. En ek dank die Here vir sy genade elke dag. As ek vanoggend my oë oopmaak, Jonas, ek dank die Here vir nog 'n genade dag. En baie mense het hierdie dag ook nie gesien. Amen. As ons luister hoe mense op die paaie van ons land sterf, as ons luister hoe mense net skielik hoor jy een is nie meer daar. Hoe jy dat gekoop? Was Psalm 91 op almal se lip. En na Psalm 91, dis Jeremia 29 vers 11. Ek weet die planne
Hulle weet die planne wat die Here het, maar tog wil hulle hom nie dien. Tog wil hulle hom nie ken. Ek en u vanmôre. Wees bemoedig kinders van die Here. Die chosen. Die Here seën. Amen. And as he is a big development waar hy is, gaan hy staan. And God knows your struggle, he knows your pain. Yes. Hy ken alles van ons. En Amen. omdat hy alles van ons ken, is daar niks verborgen vir hom. Amen. Daarom staan ons vanmorgen in die gebed en ons roep hom aan. Vader, ons sê vir die baie dankie vir die woord. Yes, Lord. Here, dat ons voor die grondlegging van die wêreld uit verkies is Amen. in Christus Jesus. Amen. Ons het nie goeie werke gehad, Here, om dit te verdien nie. Daar was in feite, Here, niks goed wat ons gedoen het om dit te verdien nie. Bloot die genade, Here, het aan ons bewys. Toe ons sondaars was, sê Paulus, het Christus die regverdige op die regte tyd vir ons gesterwe. As U nie vir ons gesterwe het, Here Jesus, waar sou ons vanmôre gewees het? Wat 'n prys was aanvaarbaar vir God in die hemel. Alleenlik die bloed van sy seun, Jesus Christus, en ons is losgekoop. Geen wonder U woord sê ons is duur gekoop, nie deur verganklike dinge nie, maar deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Baie dankie dat die Here ons weer vanmôre herinner. Here, ons is hoog geag. Ons het waarde, Here, in U oë. Help ons, Here, om dit te kan ontdek, dat ons, my God, is gedoel op die aarde geplaas vir 'n spesifieke doel. Help ons, Here, dat ons daardie doel sal bereik. Die feit dat ons vanmôre nog hier is, liewe Here, is 'n feit dat U nog nie klaar is met ons nie. En help ons, Here, om ons, my God, Here, te groei in die genade, sodat ons die plan van U kan uitvoer op aarde. Seën elkeen wie ingekom het. Baie dankie, Here, dat ons vanmôre, Here, herinner het, dat U is die God wat alles kan doen, wat U vanmaak gedoen het, Here, op daardie klein onderkom kan U vanmôre vir elke een en iedere een van ons doen. My gebed is, Here, as iemand siek ingekom het, as iemand mismoedig ingekom het, as iemand bedruk ingekom het, Here, laat so iemand nie weer dieselfde sal uitgaan nie, maar dat die Gees van die Here so iemand sal opbou en sal stig, en my God, Here, krag sal gee om te oorwin in die naam van ons Here Jesus Christus. Baie dankie, my suster en Here, ons bid dat U haar spaar, dat die Here kragtig, liggaamlik, Here, geestelik, dat sy, Here, ewen die diep dinge van die woord aan mense ore waar sy, my God, Here, in companies teenwoordig sal wees. Nie sal sy huiwer om die woord te verkondig nie. Seën haar kinders, haar kleinkinders, die begeerte wat sy het vanmôre, Here, dat haar kinders U moet dien en kleinkinders en selfs agterkleinkinders, dat die Here daardie doel vervul in haar leeftyd, dat sy sal sien haar kinders U sal dien, haar kleinkinders, agterkleinkinders sal groei in die genade van die Here, mag die salwing van die Here op haar rus, haar tong en lippe sal seën en saam met 'n koolvuur van die altaar, Here, dat sy sal spreek onder die leiding en salwing van U Heilige Gees. Dit is my gebed, dat die Here elke een van ons sal seën, in die naam van ons Here Jesus Christus, met baie danksegging. Amen. Die Here seën U geliefdes. Kom ons ontvang die seën van die Here en ons gaan in vrede. Die Here sal jou seën en die Here sal jou bewaar. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en vrede gee. Hy sal sy aangesig verhef en barmhartig wees in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die Here seën U dierbares. Dankie dat U gekom het. Vader, ons sê baie dankie vir die Yes, Lord. Here, 'n jong man sit op 'n grond, Here, Yes, Lord.